Ons kan dan blaai na Romeine 5. Ons gaan daar saam lees verse 1 tot 11. Romeine 5 en die tema vir die boodskap is die liefde van God ten spyte van alles wat ons is. Die liefde van God ten spyte van alles wat ons is. Kom ons lees Romeine 5 vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Tot sover. Hoe sal jy die mees volmaakte liefde beskryf? En hoe kan jy weet, hoe kan jy verseker wees, ten spyte die onvolmaakte toestand van jou hart, die onvolmaakte toestand van jou heiligmaking, hoe kan jy heeltemal seker wees, dat jy steeds gered is, en nie onder God se oordeel sal kom nie? Ons lees hier in Romeine 5 vers 1 tot 11 van die ons, dit praat van die gelowiges, die uitverkorenes, die wie die Here losgekoop het. En hulle het sekere vrugte en seëninge wat gepaard gaan saam met regverdigmaking. Dit is voordele wat saam met dit kom. En in hierdie gedeelte kan ons die liefde van God beter verstaan. En ons kan absolute sekerheid kry, geloofsekerheid, wat in ons harte bevestig kan word. En ons gaan dus veral fokus op verse 6 tot 11 van hierdie geleesde gedeelte. En ons kan dit in 2 afdelings deel. Eerste afdeling kan ons noem die mees volmaakte liefde. Dis die woorde van NGB artikel 20, die mees volmaakte liefde. En dit is verse 6 tot 8. Die tweede gedeelte is 'n vaste sekerheid. 'n Vaste sekerheid en dit is vers 9 tot 11. So eerstens dan, die mees volmaakte liefde, verse 6 tot 8. In Johannes 4 vers 10 lees ons, hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nie dat ons God liefgehad het nie. Hierin sien ons 'n tipe van 'n definisie van God se liefde. Maar in Romeine 5 word hierdie liefde van God nie soseer vir ons gedefinieer nie, maar dit word vir die gelowige beskryf. Dit word aangetoon, dit word uitgestal, dit word verduidelik en dit word bewys. Glo jy in die Here Jesus? God wil sy liefde vir jou bewys. Hy wil dit verduidelik, hy wil dit uitklaar. En hoe bewys hy dit?
Hy bewys sy liefde, hy stort dit oorvloedig uit deur die Heilige Gees, soos ons gelees het in vers 5, in ons harte, sodat ons dit beter kan verstaan deur sy woord. Hierdie gedeelte verduidelik vir ons dus hoe hulpeloos ons is, hoe sondig ons is, hoe goddeloos ons is, hoe vyandig ons is. Die klem is dus op wanneer God sy liefde aan ons bewys het. Die tydsberekening van sy liefde. Wanneer? En dan gaan dit aan en dit sê dan, maar veel meer, sê die teks, nog meer uitnemend, nog meer oorvloedig, nog meer oorheersend, nog meer onvergelykbaar is sy liefde as ons sonde. Vers 6 lees ons, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Op die regte tyd. Dit was nie die verkeerde tyd nie, toe ons nog swak was. Wat beteken dit as ons sê ons is swak? Beteken ons is sonder krag, sonder vermoë. Pap, as jy baie siek is en jy kan nie uit die bed uitkom nie, dan sal jy jouself beskryf as swak. Ek het nie die vermoë om op te staan nie, ek het nie die krag in myself nie, ek is kragteloos. Die klem op die woord swakheid is dus nie op ons skuld nie, maar op ons onvermoë. Sien, ons sonde maak ons nie net hopeloos voor 'n heilige God nie, dit maak ons hulpeloos. Hulpeloos. En ons, wat van ons sonde oortuig is, kan bly wees om dit te hoor. Dit gaan ons nie afronteer as iemand vir my sê, ek is swak nie, want ek het my sonde besef. Ek is bly om te hoor, terwyl ek nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Maar dit is asof die Heilige Gees hier deur Paulus in trappe werk, en hy begin onder. En eers is dit swak, en dan word dit sterker. En hy sê, maar hy het vir die goddelose gesterwe. Die goddelose. Nie net die swakke nie, maar die goddelose. Iemand wat goddeloos is iemand wat nie waardig is tot respek nie. Dit beteken, in jouself het jy nie 'n mate van goddelikheid verwerf nie. Maar hy sterf vir die goddeloses. Hy sterf nie vir die goeies nie. Die wat eers harder probeer om meer godsalig te word nie. Wat homself eers begin waardig gedra en dan kan hy vir hulle sterf nie. Nee, hy sterf vir die goddelose. En dit is belangrik vir ons wat ook in die kerk groot geword het. Besef ons dit. Ons kan onsself vra, is my sekerheid in my voorgeslagte, my gereformeerde voorgeslagte, of is my sekerheid in Jesus? Want onthou, jou voorgeslagte het ook Adam as voorvader. En ons is almal gevalle in Adam. Daar's hierdie voorbeeld van 'n predikant wat traktaatjies op 'n treinstasie gaan uitdeel het. En 'n sekere dame in die trein is baie geaffronteerd met die boodskap en die traktaatjie en hy wat haar persoonlik vra, ken jy die Here? En sy kom en sy sê vir hom, meneer, ek wil net vir jou sê, die geloof hardloop in ons familie. Dis in ons voorgeslagte. My pa, my oupa is prominente teoloog, jy weet. Moenie my vra of ek in die Here glo nie, dit hardloop in ons voorgeslagte. Sien, sy is geaffronteer deur die boodskap. Maar die predikant sê, ek het nie gevra of die boodskap in jou voorgeslagte is nie. Ek het dit gevra of dit in jou hart is. Of is jy nie ook goddeloos nie? Besef jy jou sonde? Of dink jy kan harder probeer? Of dink jy jy's nie werklik so swak nie? Of dink jy, omdat jou voorgeslagte gelowiges was, 'n lang lyn van postmas
dat hulle namens jou geglo het. Kyk wat sê die vers. Dis toe nie jou voorgeslagte geglo het nie. Dis nie toe jy beter probeer word het nie. Dis nie toe jy harder probeer het nie. Maar juist toe jy nog magteloos was. Toe het hy vir jou gesterwe. Dis nie toe jy met genade begin saamwerk het nie. Dis toe jy nog swak was. Want vir 'n heilige God, 'n perfek heilige God, is tot jou beste werke onsuiwer en vuil en onrein en 'n stinkvrot besoedelde kleed. En dit beteken ook vir ons kinders wat ouer word, wat dalk al op hoërskool is en onder die geklank van die woord sit en hoor en die evangelie kan verstaan. Glo in die Here. Moenie wag nie. Moenie wag tot hulle sê ek kan dit glo as ek 18 is nie. Glo, jy die evangelie kan verstaan. Maar kom ons kyk verder wat sê hierdie stuk oor God se liefde, die unieke liefde van God. Ons lees in vers 7 en 8, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Kom ons verstaan hierdie. Paulus is nie besig om homself te kontrasteer nie. Hy het net 'n paar hoofstukke terug gesê daar's nie een goed nie, selfs nie een nie. Maar nou praat hy hier van 'n goeie mens, 'n regverdige mens. Wat bedoel hy? Ons kan dit verstaan as algemene spreektaal, soos wat ons sou praat van 'n goeie buurman of 'n goeie burger, in teenstelling met 'n misdadiger. Algemene spreektaal. Sê nie die persoon is absoluut goed nie, maar net algemene spreektaal. Soos 'n goeie werknemer of 'n goeie werkgewer. Of ons kan onsself voorstel 'n regverdige man by wie jy 'n perseel huur. En hy is 'n regverdige man, hy vra jou nie te veel nie, R10.000 om dit te huur. Dis 'n eerbare persoon, dis 'n eerbare bedrag. Jy betaal dit en hy aanvaar dit, hy gee jou nooit moeilikheid nie. Dis 'n regverdige persoon. Sal jy vir hom sterf? Nee. Dalk is hy nog beter, hy's miskien nog beter as net dit wat jou toekom. Hy's dalk 'n goeie ou. Hy sien jy sukkel met jou huur en hy besef en sien, maar jy kan nie bedrag die maand betaal nie en hy sê vir jou dis reg. Net R9.000 sonder dat jy daarvoor gevra het. Betaal net R9.000 en jy sê ja, dis darem 'n goeie verhuurder. Sal jy vir hom sterf? Maar God, is hy soos ons? Ons sal nie vir so 'n persoon sterf nie, maar God, hy sterf. Hy stuur sy seun om te sterf vir vyande. Nie die wat hom liefhet nie. Sien hierdie gedagte van selfpreservering wat Paulus hier uitlig, dit is in ons harte ingeskryf en dit laat ons so 'n bietjie beter verstaan. Ons sal nie eens onsself skade aandoen om vir so 'n persoon in te staan nie. Maar God stuur sy seun vir sy vyande. Dit laat ons so 'n bietjie die liefde van God beter verstaan. En dis waarby ons wil uitkom, want dit is waar die vaste grond is. God is liefde. God is sy eienskappe. En ek wil dit benadruk. Hy is uniek. Mense het eienskappe. God is sy eienskappe. Dit beteken ook hy is volledig in homself. Hy kort niks nie, hy kort niemand nie. Niks buite God beïnvloed hom nie. Want hy's perfek, volledig, volkome in homself. Hy het nie potensiaal nie. Hy kan nie meer of minder wees nie, want hy's perfek, volledig in homself. Dis hoekom hy sê ek is wat ek is.
ek is wat ek is. Niks buite God bring hom tot beweging nie. Hy is die onbeweegbare beweger. Die onbeweegbare beweger. Niks veroorsaak iets in hom nie. Hy is die beweger, hy is die oorsaak wat alle dinge in beweging bring. Calvin stel dit so, uit eie beweging het hy ons eerste lief gehad, sonder dat liefde van ons kant hom aangespoor het. Sien, hierdie liefde is deel van God self. God is sy eienskappe. En dit gee vaste grond. Want hier is God se liefde, die mees volmaakte liefde, want dit is so volmaak soos hy. En dit gee sekerheid. Want God se liefde is 'n ewige daad van sy wil. Hy is die oneindige wese, oneindig in volmaaktheid, hy is sonder gebrek, hy is onveranderlik, hy is ontsaglik, hy is perfek in homself, en niks bring hom tot beweging nie, niks beïnvloed hom nie. Hy is sy eienskap, hy is selfstandig. En sy skepsels is dus nie die oorsaak van sy liefde nie. Anders is hy nie volledig in homself nie. Dit is absolute liefde. Dit is die mees volmaakte liefde. Jy sien, dit is wat Paulus hier skilder en ons moet verstaan. Jou goedheid of jou slegtigheid het geen invloed op sy liefde nie. Sy ewige keuse en sy liefde is voor jou en is onafhanklik van jou. Dit is onvergelykbaar. Dit is uniek. Sy eienskappe is soos hy, uniek. En dis kan niks met sy liefde vergelyk word nie. Niks aktiveer hom om op te tree nie. Hy is die aktiveerder. Hy is ten volle geaktualiseer. En hy besluit uit homself uit om sondaars lief te hê. En niks kan daardie liefde verbreek nie. Want hy is sy liefde. Is daar 'n meer volmaakte liefde? Dring hierdie liefde vir ons. Want sien, die Here is besig om hier 'n vergelyking te skets. En die vergelyking raak net beter. Dit bring ons by die tweede punt. Die vaste sekerheid. Die vaste sekerheid wat ons kry in verse 9 tot 11. Kinders, ek kan vir julle ook vra, julle het seker al gesien hoeveel pote moet 'n stoel hê. Jy geweet, jy het al ook seker opgelet, 'n stoel moet ten minste net 3 pote hê. 3 pote. Jy kan sit op 'n stoel met net 3 pote. OK? En dit kan ons help onthou, as jy wil vassit, as jy wil geloofssekerheid hê, as jy stewig wil sit, moet jou stoel ten minste 3 pote hê. En een van hierdie pote word behandel in hierdie gedeelte. Vanaand gaan ons kyk na nog 'n poot in daardie stoel, en dit is ons goeie werke, wat uit die geloof uit voortbring. Maar wat is hierdie 3 pote? Die eerste is die objektiewe, die evangelie, God se beloftes. Dis wat hy sê, dis die eerste poot. Glo en jy sal gered word. God kan nie lieg nie, hy sê glo en jy sal gered word. Ons besef ons sonde, ons vlug na die Here en ons steun nie op onsself nie. Ons kyk net na Jesus vir verlossing. Ons kyk buite onsself, glo en jy sal gered word. Dis die eerste poot. Wat is hierdie geloof? Ek lees net vinnig vir ons, want dit is so mooi en so suiwer. Want ons word net deur die geloof gered. Dis die eerste poot. Dit word so mooi uiteengesit in Westminster se langer katekismus of groter katekismus. Vraag en antwoord 73. Dit sê, hoe regverdig geloof 'n sondaar in die aangesig van God? Hoe regverdig geloof 'n sondaar in die aangesig van God? Geloof regverdig 'n sondaar in die aangesig van God, nie weens daardie ander genades wat dit altyd vergesel nie, so daar's altyd goed wat op geloof volg,
maar dis nie wat jou regverdig nie. Of die goeie werke wat die vrugte daarvan is nie, so daar vloei altyd goeie werke uit die geloof uit, maar dis nie wat jou regverdig nie. En ook nie asof die genade van geloof, die geskenk van geloof self, of enige handeling daarvan vir sy regverdiging toegeskryf word nie, maar slegs omdat dit 'n instrument is waardeur hy Christus en sy geregtigheid ontvang en toepas. Dis 'n ware geloof. Tweedens, die tweede poot in daardie stoel is, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 16. Dit is iets meer subjektief. Die Heilige Gees oortuig ons deur sy woord. Hy lei ons en hy stel ons in staat om te sê Vader. Ons lees in die woord die Gees se getuienis aan ons en dit vind aanklink by die Gees se getuienis in ons. En dis waarna ons hier kyk vanoggend, meer spesifiek in hierdie gedeelte, hierdie tweede gedeelte van die Gees wat uitgestort is in ons harte. Die derde poot aan die stoel van geloofsekerheid is die bewyse, die goeie werke wat volg, die goeie vrugte wat 'n goeie boom dra, waarna ons as die Here wil vanaand sal kyk. So kom ons kyk daar net verse 9 tot 10. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Verstaan mooi wat lig die Here hier uit. Swak, goddeloos, sondaar, vyand. Terwyl ons nog vyande was. Dink aan Paulus, sien dit geïllustreer in Paulus self, die vyand en die vervolger van die kerk, op pad daar na Damaskus en die Here sê, hoekom vervolg jy my? En hy bewys vir hom genade, terwyl hy sy vyand is. Dis hoekom dit sê in die vers, ons is dan geregverdig in sy bloed. Wat beteken dit? Geregverdig in sy bloed. Bloed word hier gebruik as 'n opsommende woord, wat staan vir alles wat Jesus gedoen het in sy offerwerk. En dit sê, hy het die gelowige geregverdig. Dit is verlede tyd. Hy het. En die verdienende oorsaak lê slegs by Christus, slegs in sy lewe, sy dood, sy opstanding, sy verheerliking. Ons is geregverdig deur sy bloed en ons is versoen deur sy dood. Vyande, mense wat versoen moet word. Dood verteenwoordig sy hele geregtigheid, sy lewe en sy sterwe. Maar dan word dit hier gesê, ons sal gered word, asof die redding hier toekomstig is. En hoekom word dit as toekomstig beskryf? Nie omdat die gelowige enigstens gestraf gaan word nie, maar omdat die toorn, die oordeelsdag, in die algemeen natuurlik, nog in die toekoms is. Maar die gelowige gaan geen deel daaraan hê nie. En ons sien dan hierdie liefde van God uitgebeeld, sodat ons mense dit kan verstaan, menslikerwys, deur twee vergelykings. Eerstens vergelyk hy Christus se liefde tot ons, voor ons regverdigmaking, met sy liefde na ons regverdigmaking. En dan maak hy sekere afleidings daaruit. En hy vergelyk ook die krag en effektiwiteit van Christus se dood met sy opstanding. Eers was ons vyande, nou is ons versoen. As hy sy vyande so kon lief hê, hoeveel te meer nie sy vriende nie, nou dat hy ons vriende gemaak het. As hy dit deur sy dood kon bewerk, hoeveel te meer sal hy ons nie kan bewaar
deur sy opstanding nie. Nou is ons vriende deur sy versoening. Indien hy deur die dood dit kon bewerkstellig, sal sy lewe nog veel kragtiger en effektiewer wees. Jy sien, ons verstaan dood menslik as die toppunt van jou swakheid, die swakste punt van jou lewe. Maar Christus bewerk versoening deur sy dood. Hoeveel te meer is sy opstanding dan nie vir jou werd nie? En dit is die oorvloedige bewys wat die vertroue op saligheid, die vaste sekerheid vir ons in ons harte bevestig. Want hierdie argumente beweeg van die meerdere na die mindere, van die groot dinge na die klein dinge. Die groot ding is gedoen, ons is geregverdig, ons is versoen. Menslikerwys, dis mos nou makliker om die wat versoen is, die wat nou vriende is, veilig te hou. Dis die klein ding. Dit gee vaste sekerheid. As hy die vyande met die Vader versoen het en hy dit bewerkstellig het deur die krag van sy dood, dan sal hy nou baie makliker die regverdiges red en hulle wat in genade herstel is, in dieselfde staat behou. Besef jy is versoen? Besef jy hoe veilig jy is in sy liefde? Die seën van sy liefde. Daar is so 'n mooi term in Kolossense 1 vers 13. Dit sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die seun van sy liefde. Sy seun was nog altyd die seun van sy liefde, van alle ewigheid af. En nou sit hy jou in sy seun, die seun van sy liefde. En dit bring ons dan laastens by vers 11. Kan ons vers 11 laat verstaan. Vers 11 lees, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening verkry het. Ons roem in God. Hierdie roem is nie 'n hoogmoedigheid nie, dis nie 'n trots nie. Dit is eerder 'n versekerde, vaste, triomfantelike blydskap, 'n glorie, 'n vrymoedigheid, 'n vertroue. En let, in hierdie vers, ons roem nie in dinge nie. Ons roem in God self. Want God is sy eienskappe. Ons roem in sy liefde, ons roem in hom. Ons is met God self versoen. Niks staan in die pad nie. Want deur hierdie verse, het ons heeltyd gelees, veel meer, en dan sê hy, en nie alleen dit nie, want hy bring ons hoër en hoër, tot by die bron van alle goeie dinge, tot by God self. En dis hoekom die psalmskrywer dan skryf, Psalm 43, die God van my jubelende blydskap. Ons roem in God, die fontein, die bron van al hierdie goeie dinge. Hy is die oorvloedige fontein. Die Here is jou erfdeel. So ons roem nie net in die dinge nie, ons roem nie net op die hoop op heerlikheid nie. Dit is vas. Ons roem ook tot in verdrukkinge. En ons kan dit doen, want God self is vir ons. Want hy is die som totaal en die wese van alle goeie gawes. In en deur Christus, deur geloof alleen. Sy liefde, jou sekerheid, dis so onbreekbaar soos hy. Nie in ons eie krag nie, maar in Christus. Christus toe ons nog sondaars was. Sy liefde vir ons, sy mees volmaakte liefde. Hierdie oorvloedigheid stort die Heilige Gees uit in jou hart. En dit behoort soos warm sonstrale te wees. Soos ons Christus bewonder. Soos ons sy onvergelykbare liefde beter verstaan. Soos ons seker is
Hy sal ons bewaar. Amen.